Ons is tans in hersien besig met die tabernakel-tipologie. Moses moes hierdie tabernakel in die woestyn oprig, sodat God onder die volk kan kom woon. Nou die interessante gedagte oor die tabernakel is dat God nie net onder die volk kom woon nie. Daar is 'n proses waardeur hulle moet gaan, 'n tabernakel wat opgerig moet word, 'n tempel wat herbou moet word, voordat hierdie as 'n huis van God gesien kan word. Elke detail wat God tot Moses gespreek het, moet daar wees. Elke meubel moet sy bestaan vind. En eers dan kom woon God onder die volk. En ons verstaan vandag dat hierdie nie meer 'n fisiese struktuur is wat opgerig moet word sodat ons God kan ken nie. Openbaring 21 vers 3 sê mooi, jy word hierdie tabernakel waarin God kom woon. En alles waarvan ons lees in Exodus, word vir ons hierdie simboliek van dit wat in jou gestalte moet vind, dit wat 'n bestaan in jou moet hê, voordat God in jou kan kom woon. En hierdie moet jou nie moedeloos maak en jou op 'n plek bring waar jy voel dat jy dit nie maak nie, want ons almal voel maar so. Dit moet jou juis opgewonde maak en jou laat besef dat hierdie plek waar jy staan bloot die begin is. Daar is 'n hoër orde waarna God jou roep. Daar is vlakke van verhouding, vlakke van heerlikheid, vlakke van intimiteit, waarin ons moet kan opgroei en herstel met die Vader. Nou die skrif verduidelik deur die tabernakel, hierdie progressie wat ons in die gees ondergaan, om ons hoë roeping in Christus te bereik. Hierdie tabernakel het 3 vertrekke gehad, het bestaan uit 3 stappe, om God te kan betree. Die getal 3 speel 'n baie prominente rol vir ons dwars deur die skrif en word die simbool van progressie om jou te bring tot by die volheid van dit wat God oor jou gedroom het. Die getal 3 versoen 'n klomp ander verhale dwars deur die skrif met hierdie simboliek van die tabernakel. 'n Mooi voorbeeld hiervan is die lewe en verhaal van Jesus. Jesus het opgestaan in sy roeping toe hy 30 jaar oud was. En jy kan sê, hy het die einddoel van sy geloof bereik, toe hy eintlik gekruisig was. Alhoewel dit moeilik is om dit in te dink, was dit die hoofrede hoekom hy geskep was. Jesus is gekruisig toe hy 33 jaar oud was. En ons lees mooi daarvan in Matteus 27, soos wat Jesus vasgepen is vir God se agenda, soos wat Jesus homself vir sy Vader gegee het Jesus sy laaste asem uitgeblaas. En daar is een ding wat gebeur soos wat Jesus gekruisig word. Die voorhangsel van die tempel skeur. Die skeiding tussen die heilige en die allerheiligste vertrek word weggeneem. Hierdie voorhangsel skeur eintlik in Jesus en gee vir hom toegang tot sy allerheiligste vertrek. Gee vir hom toegang tot sy Vader. Nou hoor hoe mooi is hierdie. Die skrif gaan verder en sê, Jesus se liggaam was in 'n graf weggelê. En op die 3de dag het Jesus uit die dood uit opgestaan. Hierdie tabernakel kan baie mooi ingedeel word in hierdie 3 dae. Die voorhof en die heilige vertrek is die eerste 2 dae. En alhoewel dit goed is dat jy hierdie eerste 2 vertrekke betree het, is daar 'n gevaar vir jou dat jy in die gemak daarvan stagneer en nie verder in die Vader groei nie. Want hierdie eerste 2 vertrekke is nog steeds die dood waarin jy vasgevang is. Dit is eers wanneer jy die allerheiligste vertrek betree soos Jesus, wat jy uit die dood uit opgewek kan word. Hierdie tabernakel se 3 vertrekke kan mooi ingedeel word in die belofte wat Abraham ontvang by die Vader en hoe dit herstel het en versoen het en verander het, soos wat hy in geestelike autoriteit gegroei het. Die eerste belofte wat Abraham ontvang het, was die stof van die aarde. En soos wat hy gegroei het in die Vader, het dit verander tot die sand aan die seestrand. En later het dit die sterre aan die hemel geword. Die skrif verduidelik in die psalms dat hierdie stof 'n simbool word van die stof van die dood. Dis die dood waarin jy verval het, waarin jy verstrengel raak. Maar die skrif gaan verder in Daniël 12 en in 1 Korintiërs 15, waar die sterre vergelyk word met die heerlikheid waarin jy moet herstel.
So jy sit met hierdie transisie, hierdie progressie vanuit die stof, die dood, tot die sterre, die heerlikheid. Nou ons kry 'n verdere simboliek oor hierdie progressie in 1 Korintiërs 3. Nou man, hierdie is 'n skrikwekkende woord vir my en jou. Paulus verduidelik vir ons die gevaar dat ons as klein kinders in Christus gereken word. En 'n klein kind, sê hy mooi, kan nog nie die vaste spys eet nie. Hierdie klein kinders is afhanklik van die melkkos. Paulus sê jy bly 'n klein kind in die gees wanneer jy vleeslik dink en vleeslik funksioneer. Jy het nog nie opgegroei tot die volwasse man nie. Jy het nog nie in jou bruidskap opgestaan nie. Jy eet nog nie die vaste spys wat God vir jou berei het nie. Hierdie eerste 2 vertrekke van die tabernakel kan gesien word as die tydperk waar jy nog 'n kind is in die gees, waar jy nog vleeslik funksioneer, waar jy afhanklik is van die melk. Hierdie derde vertrek, die allerheiligste vertrek, is wanneer jy opstaan as 'n volwasse man in Christus. Die tyd en die dinge van kind wees is verby. Dis die tydperk waar jy iets rondom die vleeslikheid oorwin. Dis wanneer jy die vaste spys wat God vir jou berei het, begin eet. Welkom by Hersien, die Bybelstudiegroep waar ons die Bybel lees, ontleed en 'n totale nuwe verstaan begin kry. Nou die skrif gee vir ons 'n verdere simboliek oor hierdie 3 vertrekke van die tabernakel, juis in die trekproses van die Israeliete wat uit Egipte uit verlos word. Alles buite die tabernakel kan gesien word as Egipte waaruit jy moet trek. Jy moet hierdie tabernakel kan betree. Soos wat die Israeliete uit Egipte uittrek en tot by die Rooi See kom. Daardie eerste 3 dae kan mooi gesien word as hierdie eerste vertrek van die tabernakel, die voorhof. Hierdie Israeliete moet dan deur die Rooi See beweeg om die tweede tydperk in hulle lewe te betree, om die woestyn te betree, of noem dit, om die heilige vertrek te betree. Hierdie proses waar hulle deur die Rooi See trek, is eintlik maar die gordyne tussen die voorhof en die heilige vertrek. Hierdie Israeliete trek dan vir 40 jaar in hierdie heilige vertrek, in hierdie woestyn, totdat hulle by die Jordaan kom. Die Jordaanrivier is die skeiding tussen die woestyn en die land Kanaan. So ons kan hierdie Jordaan eintlik mooi sien as die voorhangsel in jou lewe. Die Jordaan waardeur jy moet trek is eintlik maar die voorhangsel wat in jou moet skeer, wat vir jou toegang gee tot hierdie land Kanaan, of noem dit die allerheiligste vertrek. Hierdie allerheiligste vertrek is die beloofde land wat God vir jou berei het, wat jy vandag moet kan beerwe en waarin jy vandag moet kan stap. In hierdie episode van Hersien bestudeer ons die tweede vertrek van die tabernakel, die heilige vertrek, oor hoe mens hierdie vertrek betree en wat dit in ons lewe vandag simboliseer. Om die tweede vertrek te betree is daar 'n stel bedekkings wat skeiding skep tussen die 2 vertrekke, gordyne waardeur die priester moes beweeg het. Hierdie gordyne het gehang op 'n stel van 5 pilare. Ek sal in die laaste video wat ek doen oor die tabernakel meer in diepte kyk na wat die pilare vir ons verteenwoordig. Interessant genoeg, om die voorhof en die allerheiligste vertrek te betree, moes die priester deur 4 pilare beweeg het. Om die heilige vertrek te betree, moes hy deur 5 pilare beweeg het. Maar kom ons fokus nou net eers op wat die gordyne vir ons simboliseer. Nou ek het vroeër daaroor gepraat, hierdie gordyne as 'n skeiding tussen die voorhof en die allerheiligste vertrek kan eintlik baie mooi vergelyk word met die Rooi See en die Israeliete wat deur die Rooi See moes beweeg om die woestyn te betree. En Paulus vergelyk hierdie proses waar jy deur die gordyn of deur die Rooi See beweeg, mooi genoeg met die doop. Hy sê, al ons vaders was gedoop in die see en gedoop in die wolk.
Hy sê eintlik hier, al ons vaders was gedoop in water en gedoop in gees. Nou die skrif verduidelik vir ons hierdie selfs mooier in Johannes 3, waar Jesus vir Nikodemus sê, as jy nie weergebore word nie, dan kan jy die koninkryk van God nie sien nie. En ons ken die gedeelte en dit wat volg. Nikodemus vra dan vir Jesus, hoe word mens weergebore? Moet 'n persoon dan weer in sy moeder se skoot klim om gebaar te word? En Jesus sê dan hierdie kragtige woorde vir Nikodemus, wat jou tot stilstand moet ruk. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie gebore word uit water en gees nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou geliefdes, hierdie is 'n rigtinggewende woord vir my en jou. Hierdie skeiding tussen die voorhof en die heilige vertrek, die gordyne is 'n simbool vir jou van die proses van wedergeboorte wat in jou gestalte moet vind. As jy nie gedoop word met water en gees nie, kan jy nie die koninkryk of die heiligdom betree nie. Nou wanneer ons praat oor die doop, is dit belangrik dat jy moet verstaan dat die doop nie die besprenkeling is nie. Besprenkeling, die ritueel wat in kerke steeds uitgevoer word, is glad nie Bybels nie. Daar is nooit 'n baba wat in die hele skrif besprenkel word om gered te word nie. Dis nie hoe dit werk nie. Hierdie is nie 'n ritueel wat uit God uit bestaan nie. Dit waardeur jy moet beweeg is dat jy gedoop moet word. Die woord doop is die Griekse woord baptismo, wat daarop dui om onder die water in te gaan. Niks van hierdie woord of die doop dui in die skrif op besprenkeling van water nie. Nou die probleem is dat baie gelowiges vandag besprenkel is en dat hulle dit ag as hulle doop, maar hierdie is glad nie skriftuurlik nie. Die skrif maak dit duidelik vir ons, as jy nie as 'n volwassene wedergebore word nie, as jy nie 'n besluit maak om gedoop te word in water en gees nie, dan is jy nie in hierdie koninkryk van God nie. Nou saam met al hierdie is dit geweldig belangrik dat jy moet verstaan dat die fisiese doop in water bloot die teken is, die teken van 'n baie groter proses van dit waarmee God met jou besig is. Net omdat jy fisies in water gedoop is, beteken nie dat jy wedergebore is nie. Wedergeboorte is 'n proses waarmee God met jou besig is. Baie keer 'n lewenslange proses van reinigmaking, heiligmaking, 'n proses waar God jou transformeer tot 'n nuwe skepsel. Iets wat fisiese water natuurlik nooit kan doen nie. Die doop dra vir ons hierdie simboliek, dat soos wat jy onder die waters ingaan, dan los jy jou oue mens agter. Soos wat jy uit die waters uit opstaan, dan staan jy as 'n nuwe mens op. Hierdie is nie iets wat ooit kan plaasvind, net omdat jy deur die teken beweeg het nie. Dis iets wat in jou hart moet plaasvind, iets wat jou in jou wese moet verander, 'n besluit wat jy self moet maak om 'n nuwe weg te stap, om in jou wee bekeer te word. So verstaan net gou hoe mooi is hierdie. Die proses waardeur die Israeliete moes gegaan het in Eksodus 14, waar hulle afstand moes doen van Egipte in hulle lewe, waar hulle die perde in hulle lewe moes kon oorwin, was 'n doop in hulle lewe. So word dit ook die doop in jou lewe. Wedergeboorte, geliefdes, is om Egipte in jou lewe te verslaan. Wedergeboorte is om die perde te kan oorwin. Hierdie was 'n periode van 'n doop waardeur hulle moes beweeg het. Toe die Israeliete aan die ander kant van hierdie Rooi See kom, was hulle wedergebore. Hulle het opgekom as 'n nuwe mens. Die vorige dinge het verbygegaan. Hulle kon opkom as 'n nuwe mens omdat die ou mens in die water agtergebly het. So verstaan vandag hierdie kernwaarheid wat God vir ons vasmaak. Wanneer jy gedoop wil word of wedergebore wil word om die heiligdom, die tweede vertrek, die koninkryk van God te betree, dan speel die fisiese doop in water eintlik 'n baie klein rol. Dit is bloot die teken. Daar is 'n proses waardeur jy moet gaan, soos wat die Israeliete deur 'n proses moes gaan, om wederbaar te word.
'n proses waar jy Egipte in jou lewe moet oorwin, waar jy jou perde moet agterlos. Dis 'n nuwe weg waarin jy funksioneer, 'n nuwe weg waarin jy stap, omdat jy besluit het om 'n nuwe weg te stap. So kom ons begin met die heilige vertrek. Die heilige vertrek het 3 verskillende meubels gehad. Daar's 'n kandelaar, 'n reukofferaltaar en 'n tafel met toonbrode. Ons gaan eers kyk na hierdie kandelaar. Hierdie kandelaar bestaan uit suiwer goud uit. In daardie tyd het hulle goud geneem en met 'n hamer hierdie goud geformeer tot 'n kandelaar. Hierdie proses waar jy 'n materiaal soos goud en koper neem en dit formeer tot 'n meubel, deurdat jy dit met 'n hamer kap, word genoem beaten work in Engels. In Afrikaans is dit dryfwerk. Deur dryfwerk is die brandofferaltaar, die koperwaskom, die kandelaar en die ark van die verbond geformeer. So sien hierdie ding raak vandag. Die kandelaar is nie net 'n meubel wat in jou gestalte vind nie. Vir die kandelaar om in jou opgerig te word, moet jy deur 'n proses van beaten work gaan. Jy moet soos die kandelaar geformeer word, met 'n hamer geslaan word, tot jy in posisie is. Die kandelaar se hooffunksie in die heilige vertrek was om lig te verskaf, sodat die priester kan sien waarmee is hy besig. Nou dis eintlik baie interessant, die tabernakel het 3 verskillende bronne van lig gehad. In die voorhof wat buite was, het die son die voorhof verlig. In die heilige vertrek het daar geen lig ingekom van buitekant af nie. Die enigste lig wat daar was die lig van die kandelaar. Die kandelaar het die vertrek verlig. Maar in die allerheiligste vertrek was daar geen handgemaakte of natuurlike lig nie. Daar was geen lig wat deur die voorhangsel beweeg het nie. Dit was pikdonker, dit was duister. Die enigste lig in hierdie vertrek was die lig van Christus, die lig van heerlikheid. Nou die priester wat besig was met sy diens in die heilige vertrek, moes gedurig die olie van hierdie lamp gaan opvul. Hy moes suiwer uitgestampte olyfolie neem en seker maak dat hierdie lamp nooit uitbrand nie. Die skrif lê baie klem op hierdie aspek in die hele boek van Eksodus en Levitikus, dat hierdie lamp se lig gedurig deur voor die aangesig van die Here moet skyn. Nou dis met hierdie kandelaar wat ons vir die eerste keer in die tabernakel te doen het met werkinge van die Gees. Hierdie kandelaar het 6 arms gehad wat uit hom uitgesprei het en 'n 7de arm wat in die middel opgekom het. So hierdie kandelaar het 7 verskillende aspekte wat lig in hierdie vertrek verskaf. Hierdie getal 7 verwys natuurlik na die 7voudige Gees van God toe, waarvan ons mooi lees in Jesaja 11 vers 2. Nou hierdie konsep van die 7voudige Gees van God is iets waaraan ons nog glad nie geraak het nie. Geliefdes, hier's 'n diep geheimenis, 'n skat wat weggelê is vir 'n tyd soos hierdie. Nou een van hierdie 7 geeste van God waarmee ons meer bekend is natuurlik die Heilige Gees. Die skrif noem die Heilige Gees in Jesaja 11 vers 2 die Gees van die Here. Nou ek sou sê hierdie Gees van die Here of die Heilige Gees is die middelste arm van die kandelaar. Maar die beauty van dit is, daar's nog 6 ander arms wat uit hierdie arm uit voortkom. Daar's nog 6 ander geeste van God wat uit hierdie Heilige Gees of die Gees van die Here bestaan. Die eerste een is die Gees van verstand, die Gees van wysheid, die Gees van raad, die Gees van sterkte, 'n Gees van kennis en 'n Gees van die vrees van die Here. Nou geliefdes, met hierdie kandelaar breek dit vir ons 'n nuwe geestelike wêreld oop, 'n wêreld waaraan ons nog nie geraak het nie. Ons is ons lewe lank besig met die eerste arm, die Heilige Gees wat in ons kom woon het. Maar ons het nooit besef daar's nog 6 ander geeste wat God tot ons beskikking stel nie. Ons het nog nooit in die geestelike krag of autoriteit gefunksioneer van die Gees van sterkte of raad of vrees of wysheid of verstand nie. God gee vir ons hierdie geeste van wie hy is, wat in ons moet kom woon, om ons te kom bekragtig, om ons te kom bemagtig, om ons op 'n nuwe geestelike autoriteit te kom plaas.
Nou die skrif praat eintlik spesifiek van hierdie in Efesiërs 1 vers 13 en 14, waar Paulus verduidelik dat die Heilige Gees die onderpand van ons erfdeel is. Die Heilige Gees, geliefdes, is bloot die begin en uit die Heilige Gees uit is daar al hierdie ander geeste wat in jou moet kom woon en wat vaardig moet word deur jou. Nou ons sal in toekomstige seisoene van hersien meer in diepte hierdie menorah bestudeer. Ons sal kyk na hoe hierdie sewevoudige Gees van God jou op 'n daaglikse vlak kom bemagtig. Maar dit is belangrik dat jy verstaan dat mens nie net vinnig kan praat oor die menorah en dit verbykry nie. Dis geweldig veelsidig. Soos die meerderheid van die ander meubels in die tabernakel, kan jy naweke, weke, jare praat bloot oor een meubel. Ons het een keer 'n hele naweek lank geteach net oor die menorah en hier die sewevoudige Gees van God. Ons het meer as 20 lerings gegee en steeds het ons net aan die menorah geraak, nooit eers in die diepte ingegaan nie. En dan kyk mens na iets soos die brandofferaltaar. My pa het 15 jaar van sy lewe spandeer om hierdie een meubel te ondersoek sodat hy dit kan verstaan. Hy het 1780 mannas geskryf. 'n manna is 'n een bladsy geskrewe lering, 'n blog wat elektronies gestuur was. Hy het 1780 van hierdie een bladsy lerings geskryf oor hierdie een meubel. En toe ek nou die dag besig was met die brandofferaltaar en ek die diepte begryp van hierdie een altaar, toe besef ek dat hierdie 1780 mannas, hierdie 15 jaar van ondersoek bloot die begin was om hierdie altaar te begryp. Nou kom ons beweeg gou vinnig terug na die kandelaar toe. Die kandelaar het twee belangrike tipologiese waardes vir ons in ons lewe. Die eerste een is dit wat ons klaar bespreek het. Hierdie kandelaar stel vir ons die sewevoudige Gees van God voor, wat in ons moet kom woon en in ons moet kom vaardig word om ons te bemagtig. Maar saam met dit is hierdie kandelaar 'n ligpunt in die duisternis. Hierdie kandelaar is die enigste lig in die heilige vertrek en hierdie lig moet altyd deur brand. Die woord kandelaar in die Nuwe Testament word vertaal as die woord staander. Ons lees mooi van hierdie woord staander in Lukas 8 vers 16, waar Lukas sê, geen mens steek 'n lamp op en maak dit met iets toe, of steek dit onder die bed weg nie. Jy plaas dit op 'n staander, op 'n kandelaar, sodat almal wat inkom, die lig kan sien. Ou man, hierdie is 'n woord wat my hart altyd kom aanraak, want ek glo dis die een ding waarmee ons almal sukkel. As mens hier die woorde van Lukas bietjie uit 'n ander perspektief uit wil sien, sê hy eintlik dat God in ons almal 'n lig kom plaas het, 'n lig van wie hy in ons is. En ons grootste gevaar is dat ons hierdie lig, hierdie godheid in ons kom verdruk, kom onderdruk, kom wegsteek. Ek en jy is geroep om uiting te gee aan dit wat God in ons geplaas het. Dit moet soos 'n lig uit ons uit skyn. En hy verduidelik mooi, hy sê jy moet hierdie lig, jy moet hierdie lamp, moet jy op 'n staander plaas, op 'n kandelaar plaas, sodat almal met wie jy in aanraking kom, hierdie lig, hierdie godheid kan raak sien. As jy nie uiting gee aan dit wat God in jou geplaas het nie, as almal nie iets van God in jou kan sien nie, dan sal jou getuienis nooit iets verander nie. Ek wil jy moet dit nou hoor, geliefdes, mense moet God in jou kan sien, en dit moet hulle verander. Hierdie kandelaar word vir ons in die skrif die simbool van die lig wat altyd deur moet brand. Hierdie lig in ons mag nooit toegemaak word nie. Jy word die ligpunt in die duisternis altyd deur. Daai lig in jou mag nooit ophou skyn nie. Maak nie saak waar jy mag wees nie, of dit in jou kroeg is en of dit in jou kerk is en of dit in jou huis is. Jou getuienis moet sigbaar wees. Dit moet soos 'n lig wees wat iets in ander mense se lewens kom verlig en kom verander. Die volgende meubel waarmee ons bekend gestel word in die heilige vertrek is die tafel met toonbrode. Hierdie was 'n klein tafeltjie gewees en bo-op hom was daar 12 broodjies geplaas wat die 12 stamme van Israel voorgestel het. Een van die mooiste eienskappe van hierdie meubel is dat hierdie broodjies nooit verouder het nie.
Soos wat die priester besig was met sy diens in hierdie heilige vertrek, het hy gedurig deur van hierdie brood gaan eet. Dit het nooit uitgeproe nie. Van die geskrifte oor die Bybel sê mooi, dat selfs 2 weke nadat hierdie brood gebak was, het die stoom steeds uit die brood uitgekom. Nou God gee 'n uitdruklike opdrag aan Moses, in Eksodus 25 vers 30, wat vir ons 'n sleutel word oor hierdie meubel. God sê vir Moses, jy moet gedurig deur brood voor my aangesig neersit. Daar moet altyd brood wees wat die priesters bring amper as 'n offer voor die aangesig van God. Nou hierdie meubel, die tafel met toonbrode, stel 2 afsonderlike goed voor. Die eerste sleutel wat ons kry is oor die brood, wat die brood voorstel. Ons lees mooi daarvan in Matteus 4 vers 3 en 4. En dis die gedeelte waar die duiwel vir Jesus versoek op die berg van versoeking. Die duiwel sê vir Jesus mooi, laat hierdie klippe brode word. En Jesus sê dan en definieer vir ons wat hierdie brood simboliseer. Jesus antwoord, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Die brood wat jy soos die priester gedurig deur moet offer voor die aangesig van God, is om die stem van God te kan hoor en dit te gehoorsaam. Nou die skrif praat spesifiek van hierdie weer eens in Amos 8:11, met die profetiese woord van Amos wat sê, kyk daar kom dae waar ek 'n honger in jou land sal stuur, nie 'n honger na brood of water nie, maar 'n honger om die woorde van God te hoor. Hierdie brood wat jy soos 'n offer voor sy aangesig moet neersit, is om die wil van die Vader in jou lewe te doen, om sy wil uit te voer. Nou dis 'n merkwaardige oomblik wat ons hier bereik. Die tafel met toonbrode stel vir ons hierdie aspek voor, om die stem van God te kan hoor en om dit te kan gehoorsaam. Vir die eerste keer in jou geloofspad kan jy sy stem waarlik hoor. In die voorhof en buite die tabernakel kan jy God se stem nie hoor nie, want daar is te veel blokkasies, te veel gordyne of bedekkings wat jou verhoed om sy stem te hoor. Dit is eers hier in die heilige vertrek waar jy te doen het met sy gees in die vorm van die menorah en waar hierdie gees in jou begin woon, waar jou gees weer verlig word, waar jy weer gees vervuld word, waar jy hom kan hoor en dit gehoorsaam. Dit is eers hier in die heilige vertrek waar jy intimiteit en verhouding met die Vader kan hê. Interessant genoeg is die tafel vir ons dwarsdeur die skrif 'n simbool van geselligheid, van verhouding, van intimiteit. Nou op hierdie punt is dit belangrik om te verstaan dat jy nie God kan ken as jy God nie kan hoor nie. Daar kan nie verhouding wees as jy hom nie kan hoor nie. Daar kan nie liefde wees as jy hom nie kan hoor nie. Verhouding se fondasie, dit waarop verhouding gebou word, is goeie wederwysige kommunikasie. Jy moet tot God kan spreek, hy moet jou kan hoor, en so ook, wanneer God tot jou spreek, moet jy hom kan hoor. Nou as mens dink aan 'n huwelik, en hoe 'n gesonde huwelik vir ons in praktyk lyk, as mens na dit kyk, breek dit vir jou 'n wêreld oop oor hoe jou verhouding met God moet lyk. Die fondasie van 'n gesonde huwelik, geliefdes, is gesetel in wederwysige kommunikasie, die vermoë om mekaar te kan hoor en na mekaar te kan luister. Sonder kommunikasie is daar nie verhouding nie, sonder kommunikasie is daar waarlik nie liefde nie. Vir jou om in verhouding te staan met die lewende God, moet jy hom kan hoor, geliefdes, en jy moet uiting daaraan kan gee. Nou kom ons beweeg bietjie aan. Die skrif gee vir ons 'n tweede sleutel oor wat hierdie tafel met toonbrode of brode oor die algemeen in ons lewe simboliseer. Jesus praat in Johannes 6 en verduidelik dat hy die brood van die lewe is, waarvan ek en jy gedurig deur moet eet soos die priesters. En wanneer ons van hierdie brood eet, sal ons lewe tot in ewigheid. Ons sal nooit sterwe nie. Nou die skrif praat oor hierdie brood en gaan nog selfs verder. Ons weet nou Jesus is uit Johannes 6 hierdie brood, die brood waarvan ons moet eet.
Maar wanneer Paulus praat oor die brood in 1 Korintiërs 10, dan sê hy, dis nie net Jesus wat die brood is nie, maar Christus. Christus is die brood wat God vir jou berei. Hy sê hierdie brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Hierdie Christus, verstaan ons nou, is nie Jesus se van nie, maar dui op die totale liggaam van Jesus, met Jesus as die hoof. So hierdie Christus sluit my en jou in. Ek en jy vorm ook brood in die gees, waarvan ander mense moet kan eet. So hierdie tafel met toonbrode word vir jou 'n simbool van die liggaam van Christus, waarvan jy vrylik moet kan eet, gedurig deur moet kan eet. Hierdie tafel met toonbrode is 'n meubel wat vandag in jou gestalte moet vind. Dit is eerstens die vermoë wat jy dra om die stem van God te kan hoor en om dit te kan gehoorsaam. Jou vermoë om sy stem te hoor is die fondasie waarop jou evangelie gebou word. Die tweede aspek van hierdie meubel dui daarop dat jy in verhouding staan met ander lede van sy liggaam, dat daar gemeenskap is tussen jou en die liggaam van Christus. Dit sluit natuurlik so mooi aan met dit wat hierdie tafel vir ons simboliseer in die skrif. Ek het vroeër daaroor gepraat. 'n Tafel is 'n simbool van intimiteit, van geselligheid, van verhouding, van gemeenskap. Hierdie meubel dui daarop dat ons van die brood begin eet wat God in ons afsonderlik geplaas het. Ek moet eet van die brood van wie jy is en jy moet kom eet aan die brood van wie ek is. En wanneer ons almal van mekaar se identiteite begin eet, dan is daar 'n gemeenskap, 'n eenheid wat herstel, 'n intimiteit wat herstel. Dan kan hierdie woorde van Jesus waar word, geliefdes, waar hy sê as jy van hierdie brood eet, wat God in mense kom plaas het, sal jy lewe tot in ewigheid. Die dood sal nie 'n vatplek in jou hê nie. Hierdie tafel met toonbrode is die plek waar God ons almal kom vra. Wat is die maat wat ons bereid is om die brood van wie ons is te breek en uit te deel aan ander? Wat is die maat wat ons bereid is om die brood te breek sodat dit kan vermeerder? Dankie vir julle tyd vandag. Ek sien julle almal in die volgende episode. Liefde.